Broers en susters, wat 'n voorreg is dit vir my om vir elkeen van ons te groet vanoggend in die naam van die lewende God. Ontvang vanoggend God se liefde, ontvang sy genade en ontvang sy omgee. En dit kom van God die Vader, die Seun, Jesus Christus ons verlosser en God die Heilige Gees. En ons sê almal saam, Amen. In articulo mortis celitus vire nira moi God to thee as ons in die geraas van die wêreld vanoggend deur U opgeroep is in die werking van die Heilige Gees om hier by mekaar te wees as 'n geloofsfamilie, dan sê ons vir U dankie vir U grootheid en U almag, dat U God die Almagtige is, soos ons bely in die geloofsbelydenis, skepper van die hemel en die aarde, van alle sienlike en onsienlike dinge, dat U God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God is, dat ons U nie in 'n blik kan druk of in ons broeksakke kan sit of in ons handsakke kan prop nie, dat U 'n geheimenis is ver bokant ons begrip, en dat U ons nogtans liefhet, Here, ten spyte van alles wat ons is, en gedoen het en nog steeds doen. Daarom kom ons vanoggend, as ons U aanbid, as ons U verheerlik met lofsange. En nou, Vader, as ons die Bybel oopmaak, wat U woord in die taal van mense is, en vanoggend U woord deur die apostel Johannes, die een van wie ons lees in hierdie brief, of in hierdie boek, die evangelie van Johannes, dat hy en Jesus 'n broederliefde gehad het, 'n besonderse liefdesband.
dat ons lees in hierdie boek deur sy woorde wat U gedoen het en wat U gesê het. Daarom, o Heilige Gees, ons bely ook van U, dat U van die Vader en die Seun uitgaan. En ons bely van U, dat U saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word. En ons weet ook van U, dat dit U is wat die Bybel vir ons oopbreek en in ons harte laat rus, sodat ons dit kan verstaan. En vanoggend, Vader, is dit ook so, dat vir my as prediker, voel ek baie keer dat hierdie woord maar so bietjie moeilik is. Maar dankie o Heilige Gees dat U dit eenvoudig maak. En dat U dit in elkeen van ons net 'n rusplek gee. 'n Plek waar ons dit kan gaan prakties maak. 'n Plek waar ons dit kan gaan leef. En daarom bid ek ook dat U op 'n besondere manier my sal gebruik ten spyte wat getik is, ten spyte van die bord wat wys, want U ken elkeen van ons by die naam nog voor ons gebore is. U ken ons soos ons hier ingekom het. U ken my ook. Maar U weet wat U wil is. En dat U wil sal geskied in ons lewens deur die bediening van die woord. Sodat wanneer ons hier uitgaan, ons U sal verheerlik deur dit wat ons gehoor het, maar deur dit wat ons gaan doen. En daarom wil ons vanoggend maak soos Eli vir Samuel gesê het, toe hy gesê het, sê, praat Here, U kind luister, so wil ons vanoggend vir U sê, elkeen van ons, as 'n individu, praat met my Here, ek luister. O Heilige Gees, gebruik my om U woord oor te dra, maar gebruik my ook, en praat ook met my, soos U met elke broer en suster praat vanoggend. Ons luister graag, na wat die Gees van God, vir elkeen van ons deur die bediening van hierdie woord wil sê. Baie dankie vir U goedheid, U liefde en U genade. En dit bid ons in die naam van ons voorloper, ons opgestane Here, Jesus Christus, ons verlosser. En God se kinders sê almal saam, amen. Johannes 15 vers 13. Niemand het groter liefde as dit nie, dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. Julle is my vriende as julle doen wat ek julle beveel. Ek noem julle nie meer ondergeskiktes nie, want 'n ondergeskikte weet nie wat sy baas doen nie. Nee, ek noem julle vriende, omdat ek alles wat ek van die Vader gehoor het aan julle bekend gemaak het. Ek noem julle, vers 15, ek noem julle nie meer ondergeskiktes nie, want 'n ondergeskikte weet nie wat sy baas doen nie. Nee, ek noem julle vriende, want omdat ek alles wat ek van die Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. En dan die bekende vertaling uit die boodskap uit, julle is my vriende, julle almal wat leef soos ek van julle verwag. Ons verhouding is nie soos die een tussen 'n werker en sy baas nie. Die werker ken mos gewoonlik die baas nie persoonlik so goed dat hy alles weet wat die baas dink of beplan nie. Nee, ons verhouding is baie anders. Ons is soos vriende onder mekaar. Vriende steek niks vir mekaar weg nie. Daarom het ek alles wat ek van die Vader gehoor het, net so vir julle vertel. Dit is belangrik om te weet
hoe ek oor ons verhouding voel. En dan sien ons dat in die boodskap is die woord verhouding, die begrip verhouding, ons verhouding, kom 3 keer daarvoor, en die begrip vriende kom ook 3 keer daarvoor. Ek was seker omtrent 'n jaar, 2 jaar hier. Nou moet julle onthou, ek kom van Henneman af. Dis 'n plattelandse, ek was daar soos omtrent so 2, 3 jaar, plattelandse dorpie. Ek het in die groot stad van die Vrystaat gestudeer, Bloemfontein, en in Bloemfontein, in daardie groot stad ry jy van die een kant na die ander kant omtrent in 10 minute. En dan is jy deur. So dit was nie moeilik vir my as 'n student om te weet hoe om daar te kom nie. En toe ek nou omtrent so 'n jaar of 2 jaar hierso is, toe word ek gevra om tydens 'n gemeente in die Wesrand, tydens een van hulle jeugweke, een aand te preek. Nou in daardie dae het ons mos nog kaarte gehad. So dit was onthou julle, dit was die Pretoria Witwatersrand Vereniging, so groot gestaan, kaart. En nou moet julle verstaan, ek was redelik op my senuwees. So nou het ek mooi gekyk, hoe kom ek by daai gemeente uit? En nou moet julle ook onthou, NG Kerke vir al daai tyd het snaakse name gehad. Ons is redelik almal na dieselfde woonbuurt vernoem, en redelik baie NG gemeentes het amper dieselfde naam gehad. En dit het mense nogal die mekaar gemaak, soos dit nou nog gebeur, as mense dink aan NG gemeente Linwood Rif, dan gaan almal Linwood toe. En as daar 'n begrafnis by Linwood is, dan kom almal Linwood Rif toe. Dit gebeur nou nog so. So dit gebeur in ander plekke ook. So het ek nou gekyk na die kaart en gesien, okay, dit is hoe mense by daai gemeente in die Wesrand kom. So die eerste stuk spanning wat ek gehad het, was om die regte afrit te vat. Nou moet julle onthou, in Welkom is daar nie baie verkeer nie. So om nou een hier af te vat is altyd vir my 'n stuk spanning, maar uiteindelik het ek die regte afrit gevat. So dit was redelik goed. Die moeiliker ene was om die regte woonbuurt te kry. Na rukkie, laat ek ook net dit sê, ek het nou my roete so uitgewerk dat ek omtrent 'n halfuur voor die tyd by daai gemeente sou wees. So die tweede een wat 'n bietjie moeiliker was om die woonbuurt te kry. En dit het ek ook op die kaart gekry. Okay, so en uiteindelik het ek die woonbuurt gekry. Nou om in daai woonbuurt die regte straat te kry, was nou bietjie moeiliker. Julle sien hy word elke keer bietjie kleiner. En uiteindelik het ek die regte straat gekry en so afgery in hierdie kerk. En ek het ingery en so vinnig na die naam gekyk en vir my gelyk asof die naam reg is, maar daar was niemand nie. En toe is dit omtrent so 'n halfuur, 25 minute voor die diens begin. Nou moet julle onthou, op daai stadium slaan 'n predikant sweet uit. Want is ek op die verkeerde plek? Is ek op die verkeerde dag? Is ek by die verkeerde kerk? Né? En daar was nie selfone daai dae nie. So ek kon niemand bel nie. Dit was nogal 'n redelike ervaring, dit is hoekom ek dit nou nog onthou. Ek het so 5 minute gewag en toe besluit ek, dalk moet jy nou maar aanvaar, jy's op die verkeerde plek. Ek het uitgery en in die teenoorgestelde rigting met gedraai. Ek het eintlik met ander woorde, soos ek die pad so ingekom het ek verder gery in daai straat, in dieselfde rigting. En ek het net gebid en gesê, ag Here asseblief. Die Here het nogal 'n manier om daai gebed van my te verhoor. Here asseblief gee net tot ek by daai kerk uitkom. En dit is 'n lang straat, en ek het afgery en gery. En toe het ek weer by 'n kerk uitgekom en daar was karre. Maar toe sit omtrent 5 minute voor die diens begin. En ek het ingery en gebid en gesê, ag Vader asseblief, laat ek tog net by die regte kerk wees. Want toe's ek nou in 'n toestand. En toe ek uitklim, toe is dit nou by die regte kerk,
En die gemeente se jeugleiers en almal is verskriklik op hulle senuwees en ek is op my senuwees en die jong mense sit en almal sit, maar uiteindelik kon ons aangaan. Sien broers en susters, adres is nogal 'n belangrike ding. Jy moet die adres reg kry en die pad na die adres. 'n Bietjie later is kaarte vervang met, onthou julle, Garmin en TomTom GPS eenhede, dan het jy hom so in jou kar vasgesit. Toe dit uitkom, het ek as gevolg van my ervaring vroeër in my lewe besluit, ek gaan daai ding nie vertrou nie, ek moet daai ding en 'n kaart maar saamvat. En dan het ek altyd voor die tyd maar weer die kaart gevat en dan het ek die adres in daai ding ingetik en as hulle saam praat, dan weet ek is op die regte pad. So dit het toe goed gegaan. En nog 'n bietjie later, toe het ons, die kinders, die hele jong mense het ons eerste daan blootgestel. Het hulle die Google Maps, né? Google kaarte, het die adres gewys. Dan het jy so 'n dingetjie gekoop en het jy hom so vasgeplak op jou dashboard. Jy is hom so vasgeplak en jou selfoon ingesit, dan tik jy die kaart in en dan wys hy jou en dan praat die dame met jou. En dan vat sy jou na die plek. Dit was nou nogal lekker. En ek het toe agtergekom, ek kan my selfoon op satelliet stel. So ek sien alles van bo af. En dit het my nou nogal gehelp, want dan het ek geweet, die goed wat ek rondom my sien, ek is op die regte plek. En toe dit nog 'n bietjie verander, tot waar dit nou vandag is. En dit is, jy stuur vir iemand 'n pin. Met ander woorde, daar waar jy bly, stuur jy vir die ander ou jou adres met 'n WhatsApp. En dit stuur, dan kan ek tot omtrent 10 meter waar jy die pin vandaan jou adres vir my gestuur het, vat hy my. En dan weet ek verdwaal nie. En wat nou lekker is, deesdae se karre is baie smart, nê. Ek koppel daai selfoon van my met 'n kabel aan my kar. En dan hoef ek nie meer vir my selfoon te kyk nie, dan kyk ek vir 'n televisieskerm. Fantasties. So deesdae verdwaal ek eintlik baie min. Maar die geheim is, ek moet die regte adres hê. Een van die dinge wat Jesus vir ons in Johannes 14 sê, en wat die boodskap baie mooi vertaal, is hoe om die regte adres in die hemel te kry. En dit is, die boodskap sê dit so, dat Jesus sê, ek is die pad na die Vader, en die Vader is die adres. Wie hierdie pad loop, kom by die ware lewe uit. As iemand 'n ander pad loop, sal hy nooit by die Vader uitkom nie. Ons ken dit as ek is die weg, die waarheid en die lewe. Dit is hoe word jy gered, sê Jesus. Hy sê, ek is die pad in die hemel, God die Vader is die adres. Ek wil nie oor daai adres vanoggend praat nie. Ek wil nie oor die hemel se adres praat nie. Ek aanvaar vanoggend, hopelik, is 100% van ons vanoggend Christus gelowiges. Ek hoop julle het daai pad al geloop. Ek wil met julle oor 'n ander adres praat. Want die een vraag wat ons dikwels vir mense vra, is hoe kom ek by jou uit? Stuur my jou adres. En dis een ding wat Jesus nogal gedoen het toe hy op die aarde was. Jesus het vir ons gesê, weet julle, as ek na my liggaam opgevaar het, is daar plekke op die aarde waar julle my nog sal kry. Onthou, God is oral. Ons verstaan nie, ons kan nie God, ek het dit ook in my gebed gesê, ons kan nie God in 'n blikkie druk nie. Gelukkig nie. Daar's plekke in die lewe waar Jesus in die evangelies gesê het, waar ons hom sal vind. Die Heilige Gees, sê Jesus, onder andere stuur hy, en hy sal ons alles leer en herinner wat Christus sou doen as hy nog op die aarde was. En ek wil vanoggend op 3 adresse wys, waar jy en ek vir Jesus sal vind. En onthou julle, so 3-4 Sondae terug het ek gesê, as jy weet hoe Jesus is, as jy wil weet wat Jesus gedoen het, gaan kyk in die evangelies. So hoe gaan ons weet waar die adresse van Jesus is? Hoe gaan ons dit weet?
Ons gaan kyk na die Bybel. Ons gaan kyk in die evangelies. Want daar het ons vir Jesus gesien, en daar het ons Jesus gehoor. En een van die dinge wat Jesus gesê het, is die brood en die wyn, die nagmaal. Ons het dit nou by Paasfees gehad, verlede naweek. Jesus sê, daar staan in Markus sê, en Jesus het die brood geneem, en hy het die seën gevra, en terwyl hy dit gebreek het, het hy vir hulle, en dit vir hulle gegee het met die woorde, neem, eet, dit is my liggaam. En toe neem hy die beker, en nadat hy die dankgebed uitgespreek het, gee hy dit vir hulle, en hulle het almal daaruit gedrink, en hy sê vir hulle, dit is my bloed. Ons ken almal die nagmaal. Die nagmaal het Jesus die aand, ons het dit in die passiespel nou verlede week gesien, die nagmaal het Jesus die aand voor hy gekruisig is, vir ons gegee. Die nagmaal is spesiaal, want Jesus het dit spesiaal gemaak. Die nagmaal is 'n fantastiese ding. Die nagmaal, of ons dit hier in hierdie kerkruim vier, en of ons dit in die aftreeoorde vier, is dieselfde. Of ons dit hier in ons geloofsfamilie se kerkkampus vier, en of ons kinders dit in hulle kerkgeboue in Engeland, Amerika, Australië, Nieu-Seeland vier, dis dieselfde. Want dis Jesus se. Hy het dit vir ons gegee. Die nagmaal vertel vir ons van die feesvieringe van Paasfees. Dit vertel vir ons van die verlossing, as jy dit, hy sê, dis my bloed, dis my liggaam. Met ander woorde, as ons nagmaal vier, is dit die adres van Jesus. Ons is by hom. Ons vier die verlossing. Ons moet dit weer dink. Die kruisdood, die opstanding, die hemelvaart. Johannes 14 vers 6. Ek is die pad en my Vader is die adres. Johannes 3 vers 16. God se droom om na die sondeval alles weer te herstel en nuut te maak. Want so lief het God die Vader gehad dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Dis die nagmaal. Die boodskap van herstel en van verlossing. Een van die eenvoudige dinge van die nagmaal is die boodskap dat God 'n eenvoudige ding soos brood vat. Mielies, koring, druiwe, wyn vat. En 'n geestelike boodskap aan ons daardeur oordra van God is teenwoordig in ons. God is hier, Immanuel, God met ons. Die misterie, die onverstaanbare geheimenis van verlossing. Daarom het Jesus dit spesiaal gemaak. En wanneer ek en jy by mekaar kom en ons vier nagmaal, dan is ons by die adres van Jesus. Dan is hy hier en ons is hier. Al verstaan ons dit nie. Calvin sê dis 'n misterie. Dis 'n geheim. Die Katolieke Kerk sê dis anders. Die Katolieke Kerk, ons het nou gister dit gesien, hulle sê, as jy die brood eet, dan eet jy die fisiese liggaam van Jesus. As jy die wyn drink, dan drink jy fisies die bloed van Jesus. Ons sê nee, dit is tog nie moontlik nie. Ons sê dis 'n misterie. Ons verstaan dit. Maar die Here is hier. Hy's daar. Hy's by ons. Hy besoek ons. Die belangrike ding wat ons moet verstaan by die nagmaal is die boodskap. Die brood, onthou julle die brood by die uittog, by die verlossing uit Egipte. Die boodskap van die brood is die verlossing van sondes. En die boodskap van die wyn, die bloed wat hulle aan die deurkosyne geverf het. Jesus sê by die instelling van die nagmaal, is 'n nuwe verbond. Die boodskap van die wyn is dat versoening vir vrede is nie meer deur werkheiligheid, deur die goeie goed wat ek doen nie. Dis die vrugte daarvan. Werk
versoening en vrede is deur Christus, deur sy sterwe, sy opstanding. Geloof in Christus, so het God vrede tussen jou en ons in hom gebring. Dis die boodskap van die nagmaal. Die tweede adres van Jesus, as ons nou 'n bietjie verder ry, en ons kom by die tweede adres, is die adres van Matteus 18 vers 20, waar staan, waar 2 of 3 in my naam saam is, daar sal ek wees. Nou ek weet dit is so, dat baie mense in gebedsbedienings, of baie mense wat by mekaar kom, gebruik dit as 'n voorbeeld van dat die Here hulle gebede sal verhoor, as 'n klomp gelowiges by mekaar kom, en dis reg so, solank hulle net vers 19 ook in ag neem, waar daar staan, as hulle by mekaar kom, en oor 'n saak saamstem, ek het dit nou 'n dag verduidelik. Maar ons kan seker daai gedeelte ook gebruik as die adres waar Jesus sê, weet jy wat, die byeenkoms van gelowiges is vir my belangrik. Die verhouding van mense, van gelowiges, is vir my belangrik. Onthou julle Jesus se lewe. Onthou julle hoe het Jesus mense rondom hom by mekaar gemaak. Daar was die 72 wat altyd saam met hom getrek het. In Lukas 10. Daar was in Lukas 6 die 12 apostels wat hy gekies het, wat bietjie nader aan hom was. In Matteus 19, Petrus en die seuns van Zebedeus, Johannes en Jakobus, sy binnekring, sy naby vriende, wat hy in die berg van verheerliking opgeneem het. Mense wat vir Jesus belangrik was. En dan sien ons Martha, Maria en Lazarus. Mense kan eintlik van hulle sê, hulle was Jesus se vriende saam met wie hy gaan braaivleis hou het. Mense kry die idee, hulle was sy kuiervriende. En dan is Johannes wat in die evangelie kort sê, die een vir wie Jesus baie lief gehad het. En dan daar by die kruisiging, as Jesus vir Maria sê, vrou, daar is jou seun, en vir Johannes sê, seun, daar is jou moeder, kry mense die idee, Jesus het Johannes so lief gehad soos 'n broer. Dan is daar die vroue wat by die kruis is, wat na hom gekyk het. Dan is daar iemand anders, Jesus se eie familie op aarde, van wie ons in Johannes 6 lees, dat hulle Jesus gespot het. Die mense rondom Jesus is in 'n verhouding met hom. Gelowiges is in 'n verhouding met hom. Maar die belangrike ding wat ons moet onthou is in Christus kan ons nie net sê is 'n persoonlike individuele verhouding nie. Dit ook. Maar in Christus het ons 'n verhouding met mekaar. In Christus is wanneer gelowiges by mekaar kom, die adres van gelowiges in Christus is ook sosiaal. Daarom sê Barnabas in Hebreërs 10, sê hy, laat ons na mekaar omsien, deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade, laat ons nie van die samekomste van die gemeente wegbly soos partyse gewoonte nie, maar mekaar eerder aanmoedig en daarheen te gaan. Ek preek nie met julle omdat julle wegbly, julle is mos nou hier. Ek wil vir julle iets anders wys. Wat sê hy? Hy sê gelowiges is by mekaar. Sien julle dit? Daar's baie mense, en as jy nou na hierdie boodskap luister en jy kyk dit op jou televisie, as jy sê, jy het nie nodig om kerk toe te kom nie, want jy kan die boodskap by jou huis kyk, of boodskappe by jou huis kyk, dan verstaan jy nie Jesus Christus nie. Jesus Christus sê, gelowiges het mekaar nodig. Hy sê, laat ons na mekaar omsien. Laat ons mekaar aanmoedig. Ons is vir mekaar daar. Want hy was so. Die ander adres, as ons bietjie verder ry, is die adres van die minste onder julle. En wanneer ons, en
Jesus sê, en die mense sal by die wederkom sê, en wanneer het ons u 'n vreemdeling gesien, en u gehuisves, of sonder klere, en vir u gekry, klere gegee? Wanneer het ons u siek gesien, of in die tronk, en u besoek? En die koning sal antwoord, met ander woorde, God sal sê, of Christus sal sê, dit verseker ek julle. Vir soverre julle dit aan die geringste van hierdie broers van my gedoen het, het julle dit ook aan my gedoen. Liewe broer en suster, waar vind ons Christus in die evangelies? Dikwels. Waar vind ons hom? Ons vind hom bid, ons vind hom preek, maar waar vind ons hom ook? Ons vind hom by die armes. Ons vind hom by die siekes. Ons vind hom by die weduwees, by die mense wat uitgeskop is, by die randfigure, by die prostituie, by die sondaars, by die tollenaars, by die mense wat sleg is. In soverre ons omgee vir die armes, het julle dit aan my gedoen. Ons kan nie in ons gemak sê, ons moet vir arme mense omgee. Ons kan nie in ons gemak hier, wat in ons huise bly, sê, ons moet vir mense in die rand omgee. Ons gaan huis toe, ons doen niks vir hulle nie. Want dan mis jy Christus. As jy vir die geringstes in die gemeenskap omgee, gee jy vir Christus om. Die woord sê dit. Dis nie ek wat dit sê. Jesus sê dit. En as Jesus dit sê, dan moet ons dit sê seker agter hom aan sê. Maar meer nog, as ons vir die geringstes in die wêreld omgee, dan groei ons. Toe ons hier gekom het ons 'n man hier gekry in die gemeente. Hy was kraal. Julle sal redelik vinnig weet van wie ek praat. Skraal. Op sy kaal kop het die sonvlekke al begin wys. Mense kon sien dat die amper die kanker groeisels het al begin toon. Hy het moeilik gepraat, hy was 'n vreemde man. Hy was half eenkant. Jy sal ook weet, Esther, van wie ek praat. Mense het moeilik met hom gepraat. Soms het hy saam met sy ma kerk toe gekom. Sy pa was al dood. Sy ma het altyd gekyk dat hy mooi en netjies is. Sy was 'n propperse tannie. Sy het 'n stywe bolletjie gehad, ek onthou dit. Hy het met 'n Datsun 120Y gery. En ek het altyd gedink hy het dit by sy pa geërf, want sy pa was mos nie meer daar nie. Hy het 'n werk gehad wat sy pa vir hom gereël het by die staat. Hy was nie heeltemal normaal nie, maar hy was ook nie heeltemal gestrem nie. So hy kon funksioneer, maar hy kon ook nie funksioneer soos almal nie. En wanneer hy met jou gesels het hy eintlik nie gesels nie. Maar hy was lief vir kinders, sal julle onthou. Baie lief vir kinders. En eintlik het hy groot mense geïrriteer. Ek kan onthou as hy na ons toe gekom het en by ons gestaan het, en ek het vir hom gesê, hoe gaan dit met jou? Dan sou hy net so half vooroor gestaan het, en nie dadelik geantwoord het nie. En dan het ek nou maar verder gegaan met 'n ander gesprek, en dan na ruk sal hy vir my sê, goed. Daar was nie 'n wederwysige gesprek altyd nie. Ek moet vandag bely.
Partykeer het hy my so 'n bietjie geïrriteer, tot my skande en my skaamte. Omdat hy nie kon praat nie, maar ons was sy familie. En my kinders was lief vir hom. En nie net ons was sy familie nie, die gemeente, die geloofsfamilie was sy familie. En toe sy ma gesterf het, het hy vir hom 'n huis gekoop hier by Unireach langs die kerkgebou. Want sien, hy wou by sy familie gewees het. En toe trek sy eie familie weg, en sy broer het my kom sien, en in 20 minute het sy broer vir my gesê, Dominee, hy's nou julle probleem, daar's hy. Sy broer het nie met my veel gepraat nie, sy broer het net gesê, daar's hy. Sy broer het nie vir my verduidelik hoe ons hom moet hanteer, of wat ons moet doen nie, ons het hom net ontvang. Die probleem met hom, is, hy het daar gesit, en dan as ons gesing het, het hy opgestaan en sy hande opgelig. En partykeer het hy hande geklap, maar op die offbeat, en almal wat daar gesing het, het die mekaar geraak. En dan het 'n paar gekom en kom kla. En toe sy ma dood is, het niemand meer na hom gekyk nie. En sy hemde het begin uithang. En hy het begin ruik. En dan het mense na ons toe gekom en gesê, julle moet na hom kyk en moet hom praat. Hy stink. Maar al wat hy wou doen, is hy wou by ons wees. En al wat hy gedoen het, is hy was lief vir ons kinders. Hy was die eerste ou wat my gehelp het, toe ek 'n jong dominee was met die kinderbediening. Hy was die eerste persoon wat self gekom het en aangemeld het om my met die kinders te help. En hy het sy hele lewe lank, so lank hy kon, met die kinders gehelp. Hy was lief vir kinders. Al kon hy nie lekker praat nie. En kon hy nie 'n dubbele gesprek voer nie. Toe hy oud geword het, in sy 50er jare, en ons hierdie auditorium gebruik het vir ons tieners en ons kinders, het hy in die oggende opgeklim, hier by die bord, is 'n styltrappies, sulke staaltrappies, opgeklim, en die borde omgedraai, laat dit in die oggende die kinders se borde is, en dan in die aande het hy weer opgeklim, laat dit die tieners se borde is. Net ek in ons gesin het geweet hy doen dit, maar dit was sy bediening vir die Here. En hy het hier so by die voorkant van die auditorium gestaan en die kinders verwelkom. En hy het altyd vir die kinders offergawe opgeneem. En later moes ek maar agter hom opklim, en keer laat hy nie val nie. Maar dit was sy trots. Dit was sy bediening vir die Here. En ons moes op 'n kerkraadsvergadering, ek kan onthou 2 kerkraadsvergaderings, het ons klagtes gehad oor hom, omdat hy gestink het. En ouers het later vir my gesê, julle moet hierdie man van ons kinders al wegvat, nou lol hy met hulle. En al wat hy wou doen, is hy wou dien. Hy wou net liefde gee, want ons was sy familie. Sy geloofsfamilie. En toe hy 'n auto-immuunsiekte kry, het ek hom 'n paar keer besoek. Ek het hom ook 'n paar keer in Protea besoek. En ek weet ander van ons lidmate het hom ook besoek. En so is hy oorlede. Maar self in sy sterwe het hy aan sy familie gedink. En in sy sterwe het hy in sy testament vir sy familie ietsie agtergelaat. Geldjie vir die geloofsfamilie Linwoodruff, wat ons vir die kinders kan gebruik.
Ferdi Kriel, broer en suster, ek raak so my hartseer as ek dit vertel. Ferdi Kriel was vir ons die voorbeeld van die liefde van ons Here Jesus Christus. Maar in Ferdi het ons dikwels vir Christus gemis, ek self. Ons het dikwels die liefde van Christus gemis. En in Ferdi het Christus tot by ons gekom. Geseënd is julle as julle dit aan die geringste van hierdie mense doen. Hoeveel keer mis ek en jy vir Jesus? Weet julle wat, ons kan Jesus nog steeds ontmoet. Daar's baie plekke in jou en my lewe wat Jesus deur die woord vir ons oopmaak. Hy sê 'n vriend vertel vir sy vriende wat sy wil is. Ons het die woord, ons het die evangelie. Jesus kom en hy sê, hier is die plekke. En hy bring die geleenthede vir jou en vir my, waar ons hom kan ontmoet. Sy adres hier op aarde. Kom ons vra die Here, dat soos jy daar sit, jy sensitief sal wees vir die adresse van die Here, waar jy hom kan ontmoet. Dat jy hom nie sal mis, soos baie van ons vir Christus gemis het en verdien, maar dat ons hom sal raak. Dat ons hom sal sien soos Ferdi vir ons Christus gewys het. En dat ons Christus sal aangryp. Vader, in u woord wys u vir ons die plekke waar ons vir Christus kan raak sien. In u woord wys u vir ons die plekke waar ons nie net vir Christus kan sien nie, maar waar ons hom kan ontmoet en waar ons vir Christus kan uitdra. En dit is so, Here, dat ons dikwels daardie plekke sien. Ons weet van daardie plekke, maar ons gebruik dit nie altyd nie, of ons mis dit. O Heilige Gees, gee ons 'n fyn aanvoeling vir die geleenthede en die plekke wat u oor ons pad bring. Maak ons harte sag en sensitief, dat ons 'n aanvoeling sal hê vir u werking in elkeen van ons se lewe. Soos Esegiel sê, vat die kliphart uit ons harte uit en gee ons 'n hart van vleis. Baie dankie dat u ons gebruik om nog steeds vir Jesus hier op aarde te kan raakloop, kan ontmoet. Al is Christus na liggaam opgevaar na die hemel en dan sit hy aan u regterhand, maar dat daar nog steeds geleenthede is. Ons verstaan dit nie, ons weet nie hoe u werk nie, want u is God. Ons sê net dankie daarvoor. Ons kom en ons bring ons bereidwilligheid na u. Ons stel onsself bereid, Here, dat u ons gebruik. Ons vra dat u ons sal oopstel om u te sien en u te ontmoet in ons lewe. En so bid ek dan nou ook vir ons land, vir die president, vir die regering. Ek bid vir ons stad, Here. Maak ons 'n plek van vrede. Gee ons 'n passie, Here, om die evangelie van Christus uit te dra. Ook vir die gemeente, hierdie geloofsfamilie van u. Ons bid, Vader, vir my kollega Johan, vir Delien, vir die gemeenteraad. Maak ons oë oop vir die geringes rondom ons, vir hulle wat u woord nodig het.
Laat ons Christus bring tot by mense wat U moet hoor, U moet vashou, U moet ontmoet. Baie dankie Vader vir al U liefde. En daarom wil ons ook vir U vra dat U hierdie liefde in die wêreld sal uitdra. En dat U ook hulle wat klipharde liefde in politiek het, in die wêreld sal aandra en verander. Dat die geweld in die wêreld sal stop, sodat U verheerlik sal word. Baie dankie vir U genade. Maak ons mense van genade, maak die wêreldse inwoners mense van genade. En baie dankie vir U goedheid. Maak ons mense van goedheid en laat die wêreldse inwoners mense wees wat goed is vir ander mense. Vader, ons bid hierdie dinge tot U in die naam van Jesus Christus, ons verlosser. Die een wat gesterf het en opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het en wat weerkom, ons Here, ons Leier, ons God, ons Redder. En God se kinders sê almal saam, Amen. Broers en susters, ontvang die seën van die Here en gaan leef in sy vrede. Die Here sal jou seën en beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en vir jou genade gee. Die Here sal jou gebede verhoor en vir jou vrede gee. Ontvang dit in die naam van God die Vader, die Seun, Jesus Christus ons verlosser en God die Heilige Gees. En ons sê almal saam, Amen.